Goeiemôre broers en susters, hartlik welkom. Van die kerkraad enkele afkondigings. Ons sal vanmôre die sakrament van die heilige nagmaal vier. Daar is verskeie lidmate wat aansoek gedoen het om saam met ons nagmaal te vier. U is hartlik welkom. Ons noem dit ook net dat daar op die skinkborde met die wyn is daar ook druiwesap in kelkies beskikbaar vir die wat dit so sou verkies. Dan is ons gemeenteete na die diens vanoggend in die saal om 11:30 en dan gemeenskap opgesê met die gemeente kerke is Suster Jonay Leroux. Sy het vertrek na die Oos-Kaap waar sy betrekking aanvaar het. En dan sê ons hartlik welkom aan die volgende lidmate in ons midde vanaf die NG gemeente Adelaide. Dis broer Samuel en Suster Nerina van der Walt en van die NG Kerk Langehoven Park in Bloemfontein Noord, broeder C.J. Taljaard en sy vrou, Suster Janry Taljaard, ons sê vir hulle baie hartlik welkom in ons midde. En dan sê ons hartlik geluk ook aan die volgende senior lidmate wat hierdie week verjaar, broeder Johan Meiburg van Trans 50 te huis, verjaar vandag, en broeder Wimpie Du Plessis van Pelleseer verjaar woensdag. En ons dink aan die volgende lidmate in die hospitaal, Suster Annette Noester, Suster Liesel Jonker, Suster Mariette Klopper en Suster Rina Strydom. Ons vertrou dat hulle almal spoedig beterskap sal geniet. Kom ons begin deur ons afhanklikheid van die Here te bely. Ons kyk op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, en getrou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader, en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here uit Psalm 8, ons sing die eerste 4 verse. Glory.
Luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. En dan bely ons geloof vanmôre met die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En ons glo in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mens en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees in die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons luister nou, broers en susters, na die selfondersoek gedeelte van die nagmaalsformulier, omdat dit dieselfde funksie het as die wet, want die wet bring ons daartoe dat ons onsself sal ondersoek, sodat ons toevlug tot ons Here Jesus Christus kan neem. Die ware selfondersoek bevat hierdie 3 hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking, en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo, dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod bly oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, mynediges en ongehoorsaames, moordenaars en twissoekers, egbreekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik bly lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Tog kom ons nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie, inteendeel. Ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is.
Ons het inderdaad nog baie gebreke, naamlik gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en ons begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Kom ons antwoord uit Skrifbereiding 5:4, die eerste 2 verse. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo, dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker, om die skuldbrief van ons sondes daarin vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem, om ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn en smart en bange Godverlatenheid gelei, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering, dat hy hom in ons plek oorgegee het, en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed, as wat ons die brood en wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die Lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkome versoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. O Here, ons Here, hoe heerlik, hoe wonderbaar is U naam oor die ganse aarde.
Ja, U is die ewige God. Die almagtige. Die alwyse. Die alomteenwoordige. En U is ook vir ons 'n alleroorvloedige fontein van goedheid. Ja, Vader, dit is alleen maar U genade en U barmhartigheid wat ons vanmôre weer hier gebring het. Dit is U wat die begeerte in ons hart werk om op te kom vier dat ons die kinders mag wees en dat ons dit altyd sal bly. Want U gaan nooit terug op U woord nie. Ja, as U eenmaal ons name opgeskryf het in die boek van die lewe, dan vee U dit nooit weer uit nie. Daarvoor dank ons U. Daarvoor loof ons U. Ja, ons wil dit voor die wêreld uitroep. U alleen is God. En deur ons Here Jesus Christus is U ons barmhartige Vader. En ons dank U, o Vader, dat ons hier verseker mag wees van U teenwoordigheid, van U genadige teenwoordigheid. Ja, want U hou nie boek van die kwaad nie. U vergeld ons nie soos wat ons verdien nie. Maar U stort U genade oorvloedig op ons uit. Ons wat dit nie werd is nie. Maar ons dank U daarvoor. En ons bid U, o Vader, wil U gee dat ons met alles wat ons is en het, aan U sal vasgryp as ons Vader. Aan ons Here Jesus Christus sal vasgryp as ons Verlosser. En gee U Gees in ons harte, om ons ook nou te troos en te versterk uit U woord. Dit bid ons, o Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Broers, kom ons sing die eerste 3 verse van Psalm 116. Amen.
En susters, kom ons lees saam uit die woord van die Here. Eers uit die evangelie van ons Here Jesus Christus, soos Johannes dit beskryf. In Johannes 10, die eerste klompie verse van Johannes 10, is die bekende gedeelte waar die Here Jesus sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. En dan, vanaf vers 22, dan is hy in gesprek met die fariseërs en die skrifgeleerdes. Ons lees Johannes 10 vers 22. Dit was daardie tyd die fees van die tempelwyding in Jerusalem en dit was winter. Jesus het in die tempel in die pilaargang van Salomo geloop. Die Jode het daar om hom saamgedrom en vir hom gesê, hoe lank gaan u ons nog in onsekerheid hou? As u die Christus is, sê dit reguit vir ons. Jesus antwoord hulle toe, ek het dit vir julle gesê, en tog glo julle nie. Die dade wat ek in die naam van my Vader doen, bewys wie ek is. Maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. My skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Die Jode het toe weer klippe opgetel om hom te stenig. Maar Jesus sê vir hulle, op gesag van die Vader het ek julle talle goeie dade laat sien. Oor watter een daarvan wil julle my stenig? Dis nie oor 'n goeie daad dat ons jou wil stenig nie, antwoord die Jode hom, maar oor godslastering, omdat jy wat 'n gewone mens is, jou as God voordoen. Daarop sê Jesus vir hulle, staan daar nie in julle wet geskrywe, ek het gesê julle is gode nie? God noem hulle tot wie sy woord gekom het, dis gode. En wat daar geskrywe staan, kan nie verander word nie. Hoe sê julle dan vir my, wat deur die Vader afgesonder en na die wêreld toe gestuur is, jy praat godslasterlik omdat ek gesê het, ek is die seun van God. As ek nie die werke van my Vader doen nie, moet julle nie in my glo nie. Maar as ek dit wel doen, en julle tog nie in my glo nie, moet julle ten minste aan die werke glo, sodat julle kan insien en weet, dat die Vader in my en ek in die Vader is. Hulle wou hom toe weer gevange neem, maar hy het hulle ontglip. Hy het teruggegaan na die plek oorkant die Jordaan, waar Johannes vroeër gedoop het, en daar gebly. Baie mense het na hom toe gekom. Hulle het gesê, Johannes het wel geen wondertekens gedoen nie, maar alles wat Johannes oor hierdie man gesê het, is waar. Baie mense het daar tot geloof in hom gekom. En dan, broers en susters, wil ek net enkele verse lees uit Levitikus hoofstuk 24, waar die straf aangekondig word van iemand wat die Here se naam laster. Levitikus 24 daarvan vers 10, daar was 'n man tussen die Israeliete, wat die Egiptiese pa en Israelitiese ma gehad het. Sy ma se naam was Selomit. Sy was 'n dogter van Dibri uit die stam Dan. Die man het in die kamp met 'n man van suiwer Israelitiese afkoms in 'n woordewisseling betrokke geraak en die godsnaam lasterlik gebruik. Hy is toe na Moses toegevat en gevange gehou. Intussen is 'n beslissing van die Here oor die saak afgewag. Die Here het toe vir Moses gesê, vat die man wat gelaster het uit die kamp uit, laat almal wat hom hoor laster het, hulle hande op sy kop sit, laat die hele gemeente hom daarna met klippe doodgooi. Sê dan vir die Israeliete, elkeen wat vir God laster, sal die straf daarvoor kry. Wie die naam van die Here oneerbiedig gebruik, moet die doodstraf kry. Die hele gemeente moet hom met klippe doodgooi. Dit geld vir gebore Israeliete en vir vreemdelinge. Wie die godsnaam oneerbiedig gebruik, moet sterf.
Die kernverse, broers en susters, is Johannes 10 van vers 31 tot 33. Die Jode het toe weer klippe opgetel om vir Jesus te stenig, maar Jesus sê vir hulle, op gesag van die Vader het ek julle talle goeie dade laat sien, oor watter een daarvan wil julle my stenig? Dis nie oor 'n goeie daad dat ons jou wil stenig nie, antwoord die Jode hom, maar oor godslastering, omdat jy wat 'n gewone mens is, jou as God voordoen. Broers en susters en kinders, dis die tyd van die tempelwydingsfees in Jerusalem. Dis winter, diep in Desember in die noordelike halfrond, 'n koue, nat, triestige winter. En die gesindheid van die Jode, die Joodse leiers, kan ons sê, hulle gesindheid teenoor die Here Jesus is net so koud soos die winter. Want by hierdie fees wil hulle die Here Jesus op 'n punt dryf. Hulle wil die koue oorlog teen hom op 'n spits dryf. Want die hele sielkundige klimaat op die fees was van so 'n aard, as hulle die Here Jesus op 'n verkeerde woord kan betrap, dan sal die mense se gemoedere opvlam, hulle sal hom stenig. En nou wil hulle die Here Jesus so ver kry, om te sê hy is die Messias. Want as hy sal erken dat hy die Messias is, dan gaan dit juis op die tempelwydingsfees genoeg wees om 'n hele opstand teen die Here Jesus te laat ontplof. En dadelik as hulle hom sien, dan drom hulle om hom saam en hulle vra vir hom, hoe lank gaan u ons nog in onsekerheid hou? As u die Christus is, sê dit reguit vir ons. Nou is dit interessant, broers en susters, die Here Jesus antwoord hulle nie met 'n reguit ja nie. Hy kom met 'n ander uitspraak, wat juis op hierdie fees, op die tempelwydingsfees, veel meer in hulle kraal sal pas. Hy sê vir hulle, ek en die Vader is een. Weet dat die Vader in my is, en ek in die Vader is. Dus die uitwerking van hierdie woorde, sal ons nie heeltemal verstaan nie, want ons was nie daar nie. Maar hierdie woorde van die Here Jesus was soos 'n vuurhoutjie in 'n kruitvat. Dit sou direk lei tot die Here Jesus se kruisiging binne enkele weke hierna. En nou moet ons kyk, waarom is hierdie woorde van die Here Jesus so opspraakwekkend? En ons moet gaan kyk, wat was die tempelwydingsfees presies? Hierdie fees van die tempelwyding was nie 'n fees wat in die wette van Moses voorgeskryf is, soos byvoorbeeld die Paasfees of die Loofhuttefees nie. Hierdie fees het ontstaan in die tyd tussen die Ou en die Nuwe Testament. In die 2de eeu voor Christus was Palestina deel van die Syriese ryk. Jy sal weet van die konflik in die Midde-Ooste, daar waar Libanon vandag is en Syrië is, was die Syriese ryk ook in daardie tyd. En daar het 'n mal koning, Antiochus die 4de geregeer. En hy het vir die godsdiens van die Jode geen tyd gehad nie. In sy oë was die Jode 'n ellendige volkie met 'n ellendige godsdiens. En hy wat Antiochus is, sal klaar speel met hulle in hulle godsdiens. En hierdie koning Antiochus, hy het homself genoem Antiochus Epiphanes, wat beteken Godsverskyning. Hy het homself beskou as die menslike gestalte van die God Zeus, die inkarnasie van Zeus. En hy het selfs geldstukke laat maak
met sy beeld daarop, en op daai geldstukke dan gestaan, God, Theos. Maar die Jode, jy sal weet, die Jode het geweier om hierdie koning te aanbid. En daarom het hy in 168 voor Christus, het hy die grootste gruweldaad in die Joodse geskiedenis gepleeg. Hy het die tempel in Jerusalem gruwelik ontheilig. Koning Antiochus het die tempel geplunder. Al die heilige voorwerpe in die tempel het hy stukkend geslaan. Hy het onrein diere, naamlik varke, het hy op die altaar geoffer aan Zeus, en hy het die Jode gedwing om daar die varkvleis te eet. En die ergste van alles, die brandofferaltaar waarop die Jode geoffer het, in die plek van die brandofferaltaar, het hy 'n beeld van Zeus opgerig. En nou, broers en susters, groter godslastering as dit, en groter ontheiliging van die Here se tempel, kon daar nie gepleeg word nie. Eers het hulle in sak en as getreur, en toe kom hulle in opstand, met 'n bloedige opstand. Ons lees daarvan, dis die sogenaamde Makkabeer-oorloë. 'n Man met die naam van Judas Makkabeus, het 'n opstand gelei teen Antiochus Epiphanes, en hulle die herinwyding van die tempel, en die reiniging van die tempel weer onderneem. Daardie Zeusbeeld is verwyder, hulle die brandofferaltaar herbou, en die tempel is geheilig. En van toe af, het hulle voortaan jaarliks, vir 8 dae lank in Desember, die fees van die tempelwyding, of soos dit vandag nog bekend staan, die Chanukka fees, het hulle gevier. En dan het hulle dit gevier, dat hulle God se eer herstel het. Dit was 'n baie emosionele fees, waarop die Jode hulle self gesien het, as die herstellers en die bewakers van God se eer. Hulle het op daardie fees herdenk. Hulle die vaders van die Syriërs en Antiochus Epiphanes, het hulle met klippe doodgegooi, soos die Here se wet bepaal het. En dis die hele gees op hierdie fees. Iemand wat die Here se naam laster, of iemand wat die tempel ontheilig, sal met klippe doodgegooi word. En om hulle daaraan te herinner, is Levitikus 24 wat ons gelees het, is elke jaar op hierdie fees voorgelees. Ons het daar gelees, die man wat die Here se naam gelaster het, het hulle uit die kamp uitgevat en hom met klippe doodgegooi. Ek kan nie help om te wonder, broers en susters, soos ons vanmôre hier sit, as dit vandag nog so moes gebeur het, wie van ons sou vanmôre hier kon sit nie? Maar dit was die gees op hierdie fees. Hulle het vir Antiochus Epiphanes, die godslasteraar, het hulle met die dood gestraf. As iemand nou iets sou sê, wat net sal klink na godslastering, dan is dit so goed so selfmoord. Met so baie Jode hier op die fees, is God en sy eer is veilig. En nou stap hulle na die Here Jesus toe. Hulle sê vir hom, sê vir ons reguit, is U die Messias? Maar die Here Jesus ken die omstandighede. Hy ken die karakter van hierdie fees. Hy weet, hulle soek 'n rede om hom dood te maak. En die Here Jesus weet, hy moet hier in Jerusalem sterf, nie vir godslastering nie, maar vir sy blye boodskap. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. En wat so aangrypend is, broers en susters, die Here Jesus deins nie terug nie.
Inteendeel, hy kies daardie pad. Hy weet hierdie mense sien hulle self as die sogenaamde bewakers van God se eer. En daarom is die tyd nou reg om hom aan hulle te openbaar na sy diepste wese. Hy antwoord nie hulle Messias vraag nie. Hy sê vir hulle, ek en die Vader is een. Ek is soos die Vader, en saam met die Vader in die hemel is ek God. Ons is twee persone van dieselfde wese. Ek en die Vader is eens wesens. Ek en die Vader is dieselfde God, ja, die enige ware God. En nou kan jy jouself voorstel, die skok en die verbuistering by die Jode wat daar rondom hom vergader was. Hulle is juis die bewakers van God se eer. Hulle sou vir mekaar gesê het, daar het julle dit. Ons wou gehad het hy moet sê, hy is die Messias. Maar hier het ons 'n tweede Antiochus Epiphanes. Hy sê dat hy self God is. Daarom moet julle klippe gryp en hom doodgooi. Hoor julle nie Levitikus 24 in ons ore opklink nie? Wie die naam van die Here laster moet doodgemaak word. En dan die Here Jesus se verweer sê hy, ek het net goeie dade gedoen. Oor watter goeie daad wil julle my stenig? Maar hierdie bewakers van God se eer is kwaad. Hulle sê vergeet van die goeie werke. Dis oor jou godslastering dat ons jou wil stenig. Hulle sê vir die Here Jesus, jy wat 'n gewone mens is, jy doen jou voor as God. En wat so aangrypend is, broers en susters, die Here Jesus gaan verder. Want koning Antiochus het die tempel ontreinig. En wat is die tempel? Die tempel is die woonplek van God. Die tempel is die plek waar God gesê het, hy woon. En nou sê die Here Jesus, die Vader is in my, en ek is in die Vader. Daarmee sê hy vir hierdie mense, God woon nie langer meer in hierdie klipgebou wat julle die tempel noem nie. Julle bewaar die heiligheid van hierdie klipmassa. Hy sê nee, kyk na my werke. Die Vader woon in my. Ek is die nuwe tempel. En dan lees ons, hulle wil hom weer gevange neem. Dit is so ironies. Hulle wat God se naam wil beskerm teen Jesus, juis hulle word in die proses die groot godslasteraars. Hier voor hulle staan die Seun van God, God se ware tempel. In hom woon God deur sy Gees, in sy volheid. Maar hulle skel hom uit as 'n tempelrower. Hulle sê vir hom, jy wat 'n gewone mens is. Hier voor hulle staan die een wat een is met die Vader. God wat mens geword het. Die heilige God, wat ter wille van ons mense swak geword het. Maar hulle skel hom uit as 'n godslasteraar. En dit alles onder die voorwendsel dat hulle dink hulle handhaaf God se eer. En die Here Jesus, hy kon met volle reg hulle veroordeel het van godslastering. Die wraak van Levitikus 24 kon die Here Jesus op hulle laat neerkom het. Maar hy doen dit nie. Selfs toe hulle hom 2 maande later op dieselfde aanklag, valse aanklag, skuldig bevind, het hy nog aan die kruis gebid, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.
En dan moet ons aan mekaar vra, broers en susters, wie is die ware handhawers van God se eer? Dis nie mense wat in die naam van die Here maak en breek en vloek nie. 'n Mens handhaaf nie die Here se eer. As jy sê, ek staan vir 'n Christelike etiek en Christelike geregtigheid, en wat nie alles nie, maar jou lewe wys dit nie. 'n Mens handhaaf God se eer as jou lewe wys wat jy bely. Wanneer ek bely dat ons Here Jesus Christus sy lewe gegee het, nie net vir ander nie, maar ook vir my. En dan het ek daarvolgens leef. Ek handhaaf nie God se eer as ek almal en alles rondom my veroordeel nie. Maar ek handhaaf sy eer as ek die Here Jesus bely as die enigste verlosser, as my persoonlike verlosser en saligmaker. En as ek hom omhels as my Here, wat my duur gekoop het met sy bloed. Ek handhaaf sy eer as ek met droefheid erken dat ook die straf van my godslasteringe op hom afgekom het. Ek handhaaf God se eer as ek erken dat ek nie beter as ander is nie. As ek erken, soos ander, leef ook ek alleen deur God se genade. En as ek dan die Here Jesus se kruis op my skouers neem en hom volg op die pad van die liefde, as ek die kwaad met die goeie oorwin, as ek seën en nie vervloek nie, dan handhaaf ek God se eer. En ek handhaaf God se eer as ek my verlossing en saligheid vier met die brood en die wyn wat sê, so seker is sy liggaam vir my gebreek, so seker is sy bloed vir my vergiet. Dis al wat ek nodig het. Amen. Kom ons dank saam. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat ons die troostryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid U, gee deur die Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart, om ons al meer aan U Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word, en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is, en ons U kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely en verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Terwyl die tafel in gereedheid gebring word, broers en susters, sing ons Psalm 23, die 3de vers.
verhef u harte tot Jesus Christus ons voorspraak aan die regterhand van die Hemelse Vader. En wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat u die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, en my las is lig. Met hierdie woorde, broers en susters, nooi ons Here Jesus ons uit, om deel te hê aan die nagmaal. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo, dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is, tot volkome versoening van al ons sonde. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daarvan. Gedenk en glo, dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is, tot 'n volkome versoening van al ons sonde. Ons sing Skrifbereiding 17:3, ons sing die eerste vers. Kom ons sing ook die tweede vers van Skrifbereiding 17:3. Met die hemelse brood verkook het, dat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die woorde: Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. En soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie,
maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons dank saam. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof U, dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U dat U die enige gebore Seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof, waardeur ons deel kry aan die offer van U Seun. En ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees, die verkondiging van die dood van ons Here, ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Daar is nog geleentheid, broers en susters, om 'n liefdegawe te gee en daarna sing ons lied 510. Kom ons sing, broers en susters, die lied 510, ons sing al 4 die verse. Ontvang die seën van die Here en gaan dan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly. Amen.